Dis altyd die grootste voorreg om in elke nuwe môre U met die woord van die Here te bedien. En ek dank die Here dat ek gesond is en dat die Here my opgewek het om juis so te maak. Vanoggend, soos elke ander oggend weer eens, 'n baie kragtige openbaring van ons geloof en ons hoop en ons vertroue en dit wat ons sê ons dit stand doen. Ek praat hier oor die koning Nebukadneser wat 'n baie hoë goue kalf opgerig het en gode gehad het en vir die mense gesê het elke keer as die besyn klank en so voort, dan moet hulle bid vir hierdie goue gode en kalf wat hy opgerig het of hierdie beeld. Maar daar was 3 manne met die naam Mesach, Abednego en Sedrag, en hulle het dit nie gedoen nie. En van sy regters, van Nebukadneser se regters, het dit gesien en hulle het na die koning gegaan en vir die koning gesê, maar hierdie 3 manne doen dit nie. Die koning het hulle geroep en hulle gesê, ek gee vir julle nog 'n kans, as julle dit nou doen, sal ek julle vergewe. Hulle het gesê, dis nie nodig nie, ons gaan dit nie doen nie. Want ons God sal ons daar uitred as dit nodig is. Want hy het gesê, hy sal hulle in 'n vuuroond gooi as hulle dit nie doen nie. So sê Sedrag, Mesach en Abednego dat, weet jy wat, ons God sal ons uitred, uit die oond red. En as hy nie wil nie, dan laat dit so wees. Weet jy, en Nebukadneser boei hulle en gooi hulle in die vuuroond in. Maar kort voor lank raak Nebukadneser verskrik en hy sê vir sy mense, hoor, het ons nie gesê ons gaan net 3 mense ingooi nie? En ja, sê sy mense, natuurlik het ons net 3 ingegooi. Hy sê, maar daar's 'n 4de man by hulle, wat lyk soos 'n god. En kort voor lank roep Nebukadneser na hulle toe, want hulle is ongedeem, hulle hare is nie eers geskroei nie, hulle stink nie eers na rook nie. En hulle kom uit, en daar besef Nebukadneser dat die ware God is groter as enige van die gode wat hy bou of wat hy dien. En dit is 'n lieflike aanduiding vir ek en jou. Ons gaan deur hierdie lewe, ons het 'n God, ons het Jesus, ons het die Heilige Gees, maar weet jy wat, ons val gou so terug na mensgemaakte dinge wat ons wil aanbid. Soveel dinge is meer belangrik as die Here wat ons geskep het, as die Here wat vir ek en vir jou elke dag opwek. Ekskuus tog. So, waar is jou geloof? Is jou geloof so sterk as om, al mits ander van jou sê maar, dit en dat gaan met jou gebeur as jy dit nie doen nie, staan jy vas in jou geloof? Ons moet weet dat daar tye wat gaan kom wat Christendom probeer verdoem gaan word en ons dalk met ons lewens gaan betaal vir Jesus. Maar weet jy wat, staan ons in ons geloof, ons draai weg van valse gode en daai dinge. En selfs dinge in die wêreld wat ons aandag soveel trek, dat ons niks tyd het om die woord, God, Jesus en die Heilige Gees na te volg. Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie woord vanoggend by u. Mag hierdie woord vanoggend u inspireer met nuwe krag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.